Waterproofing. Okay, so ek wil al lank hierdie video maak. Is al lank vir my 'n chat. Ek het net nog hier daarby uitgekom het. So ek het nou al alles gehoor. Die kliënte kliënte bel my en sê vir my Zander het so my dak is nou al 3 keer gedoen. Hulle het vir my gesê ek het 'n 10 jaar of 'n 15 jaar of 'n tot en met my kleinkinders gaan nie die dak nie lek nie. Hulle ja, mense beloof goed. So wat mense nie in ag neem nie, baie van die ouens, hulle kom, hulle liquid rubber gaan jou huis, vat 'n dag of 2, en dan, there we go, daar is dit ons nou gedoen. Dak is geseël, hi meneer, cheers meneer, verander my nommer as ek al wegry. So gelukkig nie hoe dit werk nie. So, preparasie, net soos verwerk, is amper belangriker as die actual produk apply. So op 'n teeldak, kyk vir krake in jou teels, daai teel sal ek aanraai moet vervang word, want dit is nou 'n weak spot, daai kraak gaan maak dat die teel verder beweeg, al is al liquid rubber op hom, eventually lek jou dak weer. En dan is dit nou die kontrakteur se skuld, want hy het liquid rubber opgesit en sy produk is 'n leen, of whatever. So dit is 'n two-way street, tussen kliënt en kontrakteur. Wat ek wel kan sê is, met daai preparasie, op 'n sinkdak, natuurlik kyk jy skroewe, jy kyk jou laste. As daar 'n parapet muur is, so 'n parapet muur is 'n muur wat nie deur die weeromstandighede beskerm word nie. So argument daar weet 'n dak en dan jy 'n muur op hierdie punt en 'n muur op hierdie punt. So hulle is exposed, hulle steek bo uit. Daar kom baie lekker. It's gonna happen. Dit was 'n ou styl van bou. Mense doen dit steeds, ons niks fout daarmee nie. Maar jy moet seker maak hy's reg geseël. Dit help nie net jy gaan verf nou liquid rubber daar na die hoek met 'n membraantjie en there we go nie. Maak seker ons flashing in. Hierdie initial bouer flashing ingesit in daai hoek. As daar nie is nie, stel vir jou kliënt voor of jy as kliënt vra vir die kontrakteur, quote my op flashing daar sit asseblief. Dan as jy jou membraan opset, jy verf jy eers koud, dan moet jy jou membraan insit. Nou as jou membraan hy sal die kleur vat van jou liquid rubber. As daar sulke wit kolletjies uitsteek, van meeste van die membrane is wit. As al wit kolletjies uitsteek, daarin gaan 'n air bubble maak. As hy 'n air bubble maak, gaan jou waterproofing stelsel eventually daar fail, which is also a major issue. So daai moet reg gedoen word. Dan kom jou tweede coat. Dan die ander ding is, ouens probeer spaar op hierdie ding. So jou spread rate op liquid rubber, afhangende van dak, afhangende van, daar's baie goed te rol speel, maar as om en by, kyk jy na 2 na 3 squares per liter. So ouens gaan dan kap hulle 10 squares per liter. So dit sê nou, daar's hy te dun. So hoe UV resistant gaan hy wees? Hy's baie